Goeiemôre almal. My wonderlike voorreg om môre hierdie dag saam met julle te deel. En as 3 dinge waarvoor julle wil dankie sê. Heel eerstens is die feit dat julle my genooi het hiernatoe het gemaak het ek met my familie kom sien na omtrent 'n jaar. Dan Louis, dankie dat julle hier is, Martie. En tweede een is hier het my geleentheid gegee om in Afrikaans te preek vir ons. Die afgelope paar jaar as ek preek is in Engels, so baie dankie daarvoor. Dit is my moedertaal. The white is strong with me. So. En die derde ding is dat ek ander lede van die liggaam van Christus kon sien om deel mee van hom. Julle is my broers en susters in Christus. Ons deel een liggaam en al sit ek in die Kaap, julle is my broers en susters. So baie dankie daarvoor. Sit net so aan dat ons saam. Vader, ek wil baie dankie sê vir hierdie geleentheid, Vader. My gebed is elke keer, Vader, dat U my vanmôre sal wegsteek agter die kruis. Dat hulle nie my vanmôre sal sien met my slegte gewoontetjies, Vader, want ek U stem sal hoor. En U sal sien, Vader, dat hierdie saad vanmôre op vrugbare grond sal val, vir dit in Jesus. Amen. Waar saam met my na Spreuke 3. Spreuke 3, ek gaan lees vanaf vers 1, maar die skrifgedeelte is vanaf vers 5 tot 8, waar ek gaan preek. En die titel van my preek vanmôre is 'n woord van wysheid. In Engels was dit 'n word to the wise. Dit is 'n woord van wysheid. So van vers 1 lees ons, hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Dit is belangrik, jou hart. Hy sê, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en sy mense. En dan vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gewete. Nou hulle sê dat jou ouers is die enigste 2 mense in die wêreld wat werklik wil hê dat jy meer suksesvol moet wees as wat hulle is. Hulle wil werklik hê dat jy die leer van sukses klim tot heel hoog. En om dit te doen in vandag se lewe hier buitekant moet jy straatwys wees. Dit beteken jy moet wys en kundig en vindingryk genoeg wees om al die probleme en moeilikhede by die wêreld na jou toe kan toe gooi, die oomblik wat jy die skool verlaat, dat jy dit kan weerstaan. So in voorbereiding vir die lewe sal jou ouers vir jou sê, hulle stuur na die beste skole toe, beste colleges, beste universiteite. Ek weet jou opleiding is belangrik. En die tweede ding wat hulle doen is, hulle leer jou by die huis, jy moet ten minste kan kos maak, jy moet meer kan doen as om eier te bak, so jy moet jou eie kos kan maak. En tweedens, meneer, jou maas of jou herinnerings bereik hier uitstap, onthou jou maniere, ek het jou beter geleer as dit. En dan, alles in die hoop, dat jy eendag 'n goeie werk sal hê, met goeie voordele, ek meen mediese pensioen, en dat jy eendag 'n goeie lewensmaat sal kry en dat daar nou kinders sal wees. En dan moet klein kinders ook wees. Alles sodat jy uiteindelik in staat sal wees om op die ouderdom van 65 af te tree. Ek meen, dis 'n goeie lewe. Dit is sukses, reg? Die probleem is dat geen werksaansoekvorm vir jou vra of jy 'n wedergebore Christen is. Nergens sal jy daar so vrae sien wat jy kan invul. En dan nergens sal hulle vir jou vra of jou verhouding met God en jou geestestoestand. Ek meen, dit is nie iets wat ek op my CV kan aanbring en sê, hey, ek is 'n wedergebore Christen, ek spandeer hierdie tyd met die Here. Dit is nergens kan jy dit daar aanbring nie. Inteendeel, mense sal vir jou sê, moenie eens mention daar buitekant dat jy 'n kind van die Here is nie.
Jy sien wat hulle nou in die kerk wil doen, reg? Jy het dit gesien. So, nou gaan ons kinders uit, en ons gaan uit met die idee, dat ek het nie nodig om my Christenskap saam met my te vat, om suksesvol daar buite in die wêreld te wees. Reg? En dit is in 'n mate so, is reg? Ek kan 'n suksesvolle multimiljonair wees daar buite, kan mens nie 'n Christen. Reg? Maar die probleem is dat ons kinders nou uitgaan by die deur, met die idee dat ek my Christenskap nie hoef saam te vat. Dit hoef nie deel van my te wees nie. En die probleem is ons jong mense is besig om uit die kerk uit te gaan. Dit het gesien, daar is 'n tendens. Dis nie oor van 18 en 35, is ons mense besig met die kerk. Hulle het die kerk groot geword, maar hulle is besig om uit te vuil. En weet julle wat gebeur met die kerk wat die jong mense en kinders het? Hy maak toe. Ek het dit gesien. My hart is vir die kerk. Vanmôre, ons hoor my hart. Dis vir jong mense. En nie net vir die jong mense, onthou dat die ouer mense, die wyser mense nodig om hulle te help. Nou gedurende Israel se mees voorspoedigste en vreedsaamste tyd, sit Salomo, die wysste man wat ooit geleef het, sit in toppe oor die feit dat Israel dalk alles kan verloor wat hulle tot dusver gebring het. Die Here het hulle gebring tot in die beloofde land. Hulle is ryk, hulle het al hierdie vrede, en daar's nie oorlog in die tyd van Salomo gewees nie, en hulle kan alles verloor. En Salomo het geweet wat die woord van die Here sê in Spreuke 14:34, hy sê geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir 'n nasie. Hy het dit geweet. So sonder God se wysheid, God se moraliteit, sy integriteit en sy etiese gedrag sal Israel alles verloor. Salomo het dit geweet. En toe hy dit begin besef het hy begin om die wyshede by mekaar te maak. Al die spreuke wat jy hier sien in Spreuke vandag, onthou hy het nie net spreuke geskryf nie, hy het Hooglied geskryf en klaagliedere geskryf. So verskillende tye van sy lewe, maar hy bring hierdie wyshede by mekaar want hy besef Israel het dit nodig. En hierdie wyshede wat in hierdie Bybel is, beskryf die lewe soos dit werklik is. Spreuke beskryf die lewe soos dit werklik is. Nie op 'n Sondagoggend soos ons hier sien vanmôre nie. Hy beskryf nie 'n Sondagoggenddiens nie. Hy beskryf die harde lewe daar buitekant. Daar in die straat, daar waar dit saak maak, wanneer ons hier uitgaan, wanneer jy môre werk toe of skool toe gaan. Dit is wat Spreuke verduidelik vir jou. En in ons skrifgedeelte sien jy 'n pa wat regtig wil hê dat sy seun sukses in hierdie lewe moet hê. En hy probeer desperaat om te keer dat sy seun dieselfde foute maak as wat hy gemaak het. Onthou, Salomo het sleg geëindig, so dit net moet sien. En in vers 1 tot 4 roep hy sy seun tot 'n lewe van wysheid en liefde en getrouheid tot God se woord. En dan in ons gedeelte vers 5 tot 8 voorsien Salomo vir jou die fondasie van werklike sukses in die lewe. Die skakel wat alle wysheid, maak nie saak waarvandaan dit kom nie, want self van hierdie wysheid in Spreuke kom van Egipte af. Het jy al aan gedink? Van die wysheid wat daar is kom van Egipte af. Maar dit maak nie saak waarvandaan kom nie. Hy gee vir die skakel wat vir jou wys dat alle wysheid is God se wysheid. Nou ek kan net sien hoe sit Salomo met sy seun oorkant hom en is besig om 'n man tot man met mekaar te hê, want Salomo het ernstige dinge waaroor hy met sy seun moet praat. En die kroonprins op daardie stadium in Jerobeam was tussen die ouderdom van 13 en 23 jaar oud toe hy met hom hierdie gesprek gehad het. En hy sê vir hom, luister my seun, wysheid en dwaasheid het in werklikheid niks te doen met jou opleiding en jou kwalifikasies daar buite nie. Dwaasheid, 'n dwaas is iemand wat vir jou sê die God van die Bybel bestaan. Psalm 14 vers 1 sê 'n dwaas sê in sy hart daar is geen God. Wysheid is nie gebaseer op jou wêreldse kennis daar buitekant. Maar wêreld is dat jou wysheid is gebaseer op jou kennis van die Skepper van die heelal. Jy moet twee dinge hê my seun, sê Salomo. Jy moet 'n behoorlike beeld hê van wie God is, jou Skepper, en jy moet 'n behoorlike beeld hê van jou menslike toestand. Onthou die mensdom het alles verloor. Toe Eva in die tuin van Eden die duiwel geglo het, hy van gesê, as jy van hierdie vrug eet, sal jy wysheid bekom. En al wat ons daarvan geërf het, is verwydering van God, ons Skepper. Ons hoort in sy teenwoordigheid. Ek kan 'n lang preek daaroor maak, maar dit is al waar ek en jy volkome mens kan wees. As
ons nie in sy teenwoordigheid is nie, is ons nie volkome mens nie, weer en vandag. En ons het dit verloor in die tyd van Eden. Hy herinner sy seun, en onthou my seun, volgens die verbond wat God met Moses gesluit het, is ons sy volk wat hom verteenwoordig hier in die wêreld, hier in Israel. Die mense wat na ons as sy volk kyk en besef, hierdie mense aanbid 'n groot en almagtige God. Maar om in hierdie beloofde land te bly, my seun, moet ons in die Here vashou. As ons God se teenwoordigheid in die tempel wat ek gebou het, sê Salomo vir sy seun, as ons hom nog hier wil hê, moet ons hom vashou. Dit sal wys wees as die koning 'n man is van die wet, Deuteronomium 17. Dit sal wys wees in Israel hierdie wet onderhou. Dit is in Deuteronomium 4 vers 6. Dit sal wys wees indien die ouers hulle kinders die wet van God sal leer. Deuteronomium 6. So my seun, indien jy eendag 'n suksesvolle koning oor Israel wil wees en nie alles wil verloor nie, vertrou op die Here met jou hele hart. En hierdie woord vertrou is, in ons gedagtes beteken dit, maak staat op en vertrou in iets of iemand, reg? Maar die Hebreëus is baie duidelik en sterker. Dit beteken om jou volle gewig, met jou volle gewig teen iets of iemand te lê, of bo op 'n bed byvoorbeeld. Jy het al gesien 'n trustful, jy ken 'n trustful? As mense bo is, as jy span het en jou span staan agter jou, jy staan byvoorbeeld op 'n tafel geblinddoek en jy gooi jou hele gewig agteroor en vertrou dat hulle jou sal vang. Dit is waarvan hy praat. Hy sê, bou jou hele toekoms op die Here. Jy kan hom volkome vertrou. Hoekom kan jy hom vertrou? Want kom ek sê vir jou weer eens, jy moet 'n regte beeld hê van wie hierdie God is. Jesaja 46 vers 10 sê, dit is die God wat ons aanbid hier. Ek gaan vanaf vers 8 lees. Hy sê, dink hier aan en wees beslis. Neem dit ter harte, o afvalliges, dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag sal ek doen. Dis die God waarop jy kan vertrou. Hierdie God wat vir jou kan sê, voordat enige iets nog begin het, God gesê, dit sal so wees. En dit kan nie verander nie. So dan sê ek, bou staan op hom, en dan sê hy, steun nie op jou eie insig nie, my seun. En ek meen, jy steun op iets, of jy leun teen iets, wanneer jy moeg is, of jy nie genoeg krag nie, soos met 'n kierie, of met 'n loper, jy het al gesien. So hy sê, steun nie op jou eie insig nie. Die insig waarvan hy praat, is jou eie Godgegewe vermoë om besluite te neem. Dis hierdie insig wat jy gebruik om jou lewe te beplan, of om probleme op te los wanneer dit na jou kant toe kom. So wat Salomo vir sy seun sê is, gebruik jou volle verstandelike vermoë, my kind, maar moenie ten volle daarop vertrou wanneer jy jou lewe beplan. Dit gaan nie werk nie, dis nie wys nie. Steun liewer op die Here en lê jou volle gewig op hom, want hy kan nie val. En dan sê van, ken hom in al jou weë. Nou hierdie woord ken beteken 'n diep, intieme, persoonlike verhouding met God. Ek ken die staatspresident van Suid-Afrika, reg? Ons almal ken hom. Jy kan as hy in 'n groep mense staan, kan ek hom uitwys dat ons sien daar's 'n staatspresident van Suid-Afrika, maar ken niks persoonliks van hom. Maar ek ken my vrou. Ek en sy ken die slegste en die beste van mekaar, en nog steeds kies om met mekaar te wees. Dis die kennis waarvan God hier praat. Ons moet God so ken. Ek sê weer, God ken die slegste van my, en ons steeds by Christus. En dan sê vir hom, wees nie wys in jou eie oë nie, my seun, want dit is wysheid sonder God. Moenie verwaand wees oor jou eie geleerdheid, oor jou eie finansies nie. Wees nederig en ken die perke van jou verstand. Ware wysheid. Ontken nie jou vermoëns nie. Met ander, jy het vermoëns, die Here het vir jou gawes gegee. Maar jy moet die bron daarvan herken. God is die bron. En dan sê hy vir hom, hier is die belangrikste, en hy sê vir hom, vrees die Here. Jy moet eerbied en ontzag vir God se heiligheid, sy krag en sy majesteit en sy autoriteit hê. Weet wie hy is. Wat ek sê weer, kom ek gebruik hierdie voorbeeld. As
as my vrou nie vandag nie was, en Martiel is nou hier, dan ken my vrou, maar as my vrou vandag in Woester gesit het, en terwyl ek hier praat, bel hulle my, dat so baie my eerste kleinkind is op pad, ons wag, die oproep sal hier na deurkom, en die oproep kom deur, en my vrou is aan die ander kant, en ek sê vir haar, wie wat, ek mis jou my vrou, ek mis jou blonde haar en blou oë, wat gaan julle dan dis? Dis die man is romanties, maar sy gaan nie, Martiel gaan eers dink, wat? Met wie praat die man? Want hulle weet hoe lyk my vrou. En sy gaan uiteindelik dink, vrek, het ek verkeerde ou gebel is. Want sy het nie blonde hare nie en sy het nie blou oë nie. Reg? Nou weet jy kan God aanbid en jy kan sekere aansprake maak, maar as dit nie God van die Bybel is nie, maak jy verkeerde geleide. Ken hom. Weet wie hy is. Vrees. Dit is ware wysheid. Waar daar nie vrees is vir God nie. Want dit nou vrees vir God in die kerk. En waar is die probleem? Ons preek nie die woord van God of in die kans af. Ons preek maklike goedjies. Ek wil preek wat jou ore streel. Maar weet jy wat? Die probleem is, as jy God se woord preek, dan hierdie skaapkos. Jy's 'n skaap, reg? As ek enigiets anders as die vir jou preek ek vir bokke. En jy kry bokkos, 'n bok is 'n boomvriend. Ek vriend nie boom. En dan lê jy geestelik honger. Ken vir God. Vrees. En dan sê hy van wyk af van die kwaad. Vermy, hardloop weg van alles wat goddeloos en korrup is. Alles wat jou van die Here af sal wegrokkel, my seun. Amen. Ware wysheid is om in God se teenwoordigheid te leef waar ook al jy is. Jy moet in oorafstand van hom wees, sodat hy met jou kan praat. Want Spreuke 29 vers 18 sê, indien God nie meer met jou praat nie, indien hy niks meer vir jou openbaar nie, word jy 'n dwaas. Nou al was hierdie 3000 jaar terug, sit ons as ouers vandag nog steeds met bekommernis oor ons kinders en kleinkinders. Ons is bekommerd oor hulle. Ons soek nie kinders, ek soek nie kinders wat wys is en welvarend en suksesvol is in hierdie wêreld, maar is dwaas wat God soek. Nie wat ek soek. Anders is by die wêreld mag dink. Nou as ouers sê ons dit nie altyd nie. En maar ons kommunikeer dit duidelik deur wat ons optree en selfs ons kultuur in die buitekant. Wanneer ons kinders voorberei vir die toekoms, dan sê ons vir hulle wie wat om suksesvol te wees in hierdie koninkryk van hierdie wêreld, om in te pas, moet jy jouself begin werk. En gaan skool toe, gaan al die goeders. So jou grootste uitdaging volgens hierdie wêreld is in die buitekant, is jou omgewing. So ons wil die omgewing so maklik as moontlik maak vir onsself en vir ons kinders. Probleem lê buite. Die oplossing lê in die binnekant van jou. Dis wat ons kinders leer, reg? So, ek het so 'n bietjie gaan Google, ek was op die Google masjien en ek het gesê, luister, wat moet ek doen om suksesvol te wees in hierdie wêreld? Vandag is ek klaar maak om te trek. En hulle het vir my 'n klomp lyste van God uitgegooi. 10 punte van dit, 7 punte van dit, 5 van dit. En ek het gegaan en ek het net so die 10 mees die wat oral in betrokke is, ek bymekaar gevat. So hier is die 10 uit al daai lyste uit wat almal betrokke is. So hy sê hierso, dis wyse raad. Hy sê moenie ophou leer nie. So jy begin in die skool, jy gaan universiteit, jy gaan colleges en dan selfs as jy by die werk is, gaan jy nog intern ook nog leer. So leer, moenie ophou leer nie. Nommer 1. Nommer 2, vind mentors. Dis belangrik. Nommer 3, bou sterk koneksies. Onthou as jy weet wat jy ken nie, dis wie jy ken wat deur hom maak, reg? En dan nommer 4, wees vriendelik, positief en optimisties. Dit goed. Nommer 5, stel duidelike doelwitte. Nommer 6, werk hard en volhard. Nommer 7, neem berekende risiko's. Nommer 8, leer uit jou foute. Nommer 9, kyk na jou gesondheid. Kyk wat jy eet, kyk wat jy drink, gaan gym toe. En dan nommer 10, beheer jou stres. Nou, so as jy al hierdie 10 punte gedoen het, wat is jou prys wat jy kry op jou dag? Dis 'n ideale middelklas voorstedelike lewenstyl met 'n groot huis en 'n familie en 'n vreedsame leefstyl. En dan die vermoë om werklik op die ouderdom van 65 te kan aftree. My eie koninkryk hier binne in hierdie groot wêreldse koninkryk. So dis jou prys. Nou dit klink goed. En
met die eerste oogopslag klink hierdie wyse, hierdie woorde nie verkeerd nie. Ek meen, dis goeie raad. Daai 10 punte is goeie raad. Moenie dat ek iets daarvan wegvat. Die probleem is, nie die groot probleem is, jou lewe eindig nie op 65 wanneer jy aftree nie. Dit eindig selfs nie is wanneer jy op jou sterfbed en jy gaan dood uiteindelik nie. Die lewe eindig nie daar nie. Wêreldse wysheid kan jou tot daar bring, maar dit weet nie verder nie. Ons sit met dieselfde probleem as wat Salomo en sy seun mee gesit het. Dieselfde probleem sedert Adam en Eva in die tuin. Dit is sonde en verwydering van God. Ons sit met dieselfde probleem. Ons is onkundig oor wie hierdie groot almagtige God is. En ons is onkundig oor ons eie menslike toestand. Spreek nie meer sonde nie, spreek nie meer bekering nie. Ek wil net weer. En hier is die Bybel sê dat ons sê vir ons kinders die probleem lê buite en die oplossing lê binne. Die woord van God sê nie, jou grootste probleem lê binne nie. Jou grootste probleem is hier. En jou oplossing lê buite jou. Oplossing is nie binne nie. Die lewe eindig wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader. Filippense 2 vers 10 tot 11. En weet wat? Baie van daai wat gaan buig en gaan bely, gaan nie wil bely nie. Maar is te laat, jy sal bely. Dit eindig wanneer die opperherder Jesus Christus gaan kom en die skape van die bokke gaan skei. Die bokke aan sy linkerkant en die skape aan sy regterkant. En weet wat? Ware sukses wanneer daai dag aanbreek, is om aan die regterhand van God te staan. Dis ware sukses. Nie 'n groot huis nie, ek's 'n multimiljonair, wat ek niks van daai gesaak maak wanneer daai dag aanbreek. As Christene is ons in hierdie wêreld soos Israel van ouds om verteenwoordigers van God te wees. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld. Johannes 17 vers 16. En ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar ons moet ons gedagtes in lyn bring met God se gedagtes en met sy wysheid. Romeine 12 vers 2. Ons is sout en lig in 'n verlore gaande wêreld. En daaroor kan ek 'n lang preek maak, alleen. En die mense moet na ons goddelike lewenstyle wys, dit wat ons dink, dit wat ons sê, dit wat ons doen, en hulle moet God verheerlik, Matteus 5 vers 16. Dis 'n harde, dis 'n tolorder. Dis hard. So sonder hierdie kennis is ek en jy en ons kinders onvoorbereid en ons is swak toegerus vir die toekoms wat voor lê. Ons is onvoorbereid vir ware sukses. Bonnie Buckham het gesê, ons kan nie aanhou om ons kinders na Caesar te stuur vir hulle opleiding en dan verbaas wees en terugkeer huis toe as Romeine nie. Die wêreld gaan nie hierdie kennis vir jou kind leer nie. Dit begin in jou huis. En voor jy daai deur uitstap, moet jy die waarheid ken. Maar nou kan jy sê, maar Christendom is nie welkom hier buite nie. Hulle wil ons nie meer hê nie. Hulle soek my hande arbeid, hulle soek my bloed en sweet en my stres en alles. Dit wil hulle hê. Maar hulle wil nie my Christendom hê. Nou ek sê ja, want ek kom daardeur. Toe ek in 2008 die beste werk wat ek tot hede toe gehad het, verloor het by Kilotrex, bandemaatskappy. Ek was vloerbestuurder daar. Toe die tak toemaak, word almal geretrench, almal van ons. En vir 6 maande kon ek nie werk nie. Ek het oral my CV opgegooi. Oral. En ek kon nie werk nie. En op 'n dag bel hulle my en sê, "Dis 'n groot internasionale maatskappy, ek kan inkom vir onderhoud vir 'n drywerskurs." En ek sit voor hierdie paneel mense sit so voor my. En almal peper my met vrae. Onthou ek het nie weggeloop nie, ek was nie dronk nie by die werk, ek het werk nie. Ons het toegemaak. En ek sit met 'n goeie getuienis van die werk. En almal vra my vrae en in die middelste ou sê niks. Vra niks. En toe almal klaar, toe sê vir my meneer Erasmus, ek sien op jou CV dat jy swart teologie is. 2008. Sê ja, ek swart teologie. So jy's 'n Christen. Ja, ek is. Hy sê nou sê vir my wat wil jy maak as jy klaar gestudeer het? Wat is jou toekomsplanne?
En ek sê wel, by Kilotrends was dit, ek is bereid, en daar is my vrou vandag, ek is bereid om af te tree by Kilotrends. Ek het al die voordele, ek werk lekker, goeie salaris, ek werk vir 'n goeie klomp mense. Ek sal aftree daar, ek sê, daar kan hierdie plek my volgende Kilotrends wees, daar kan ek hier aftree. En hy sê, meneer, sorry, ek kan jou nie vertrou dat jy binne die volgende 2-3 jaar nog steeds hier gaan wees. Ons soek iemand wat gaan bly. Jy weet, ek het niks verkeerd gedoen nie. My CV het net gesê, ek swat teologie en ek is 'n Christen. Noodloos om vir te sê, ek het nie die werk gekry nie. En ek het begin dink vir myself so, die normale ou, wat 'n dokter is, of hy's 'n blue collar, white collar, maak nie saak nie, het nie teologie nodig nie. Teologie is slegs vir die ou, wat voltyds in die bediening wil ingaan. Reg, dit is hoe ek gedink het, Here, die feit dat ek studeer, maak nie dat ek nie 'n werk kon kry. Nou ek het 'n vrou en kinders. Hulle was klein baie. En hulle vir C.S. Lewis, hulle ken vir C.S. Lewis, hulle vir hom dieselfde raad gegee toe een van sy boeke wou skryf. Hulle sê vir hom, is nie die normale ou soek die teologie nie. Moenie, skryf bietjie minder teologie in jou boeke. En hier is sy antwoord. Hy sê, almal sê die gewone leser soek nie teologie nie. Geen net vir 'n gewone praktiese godsdiens. Ek het hulle raad verwerp. Ek glo nie die gewone leser is so dwaas nie. Teologie beteken die wetenskap van God. En ek dink enige persoon wat enigstens oor God wil dink, sou graag die duidelikste en mees akkurate idees wat oor hom beskikbaar is, wou hê. Reg? Ons kort teologie, ons kort die wysheid van God, ons kort God se woord. Maak nie saak wat jou posisie is nie. Nou so Salomo 3000 jaar gelede, het ek en jy God se genade nodig om te volhard in 'n wêreld wat hom openlik verwerp. So Salomo sit voor sy seun en hy herinner hom, luister my seun, indien jy die Here vertrou, indien jy nie op jou eie insig te staat maak nie, en indien jy God se teenwoordigheid leef waar ook al jy is, dan sal jy jou paai gelyk maak. Dit praat van goddelike leiding en beskerming. Soos in die woestyn, my seun, toe God ons voorvaders uit Egipte uitgelei het, met hierdie wolkkolom deur die dag, en hierdie vuurkolom in die nag, so sal die Here jou uitlei. Dit was nie altyd vir ons voorouders maklik nie, dit was opdraande en afdraande 40 jaar in die woestyn, maar die Here het ons veilig gebring tot by die beloofde land. Hier is ons, my seun. So die reis wat deur hierdie woestyn, het geëindig in die beloofde land. God het die einde gesien, terwyl ons op pad was. Met sy almag het hy gesorg dat sy planne volbring word, my seun. Hy kon sê dit is volbring nog voor enigiets gebeur het. Josua 6 vers 2. Ek gaan vanaf vers 1 lees. Hy sê, maar Jericho is net voor hulle die beloofde land, net voor hulle Jericho sou inneem. Hulle is by die mure van Jericho. En hy sê in vers 1, hy sê, maar Jericho het die poorte gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel is bang. Niemand het uit of ingegaan nie. Vers 2, toe het die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jericho met sy koning en dappere helde in jou hand. Dit het nog nie gebeur nie, maar God het hom gesê, dit sal so wees. En hy sê van wie wat, God het aan jou oppad, Dawid beloof, dat iemand vir ewig op sy troon sal sit. Een van sy nakomelinge sal vir ewig op sy troon sit. En sê, jy is een van hierdie nakomelinge. 2 Samuel 7 vers 12 tot 16. Maar ongehoorsaamheid aan die verbond wat met Moses gesluit het by die berg Sinai, kan maak dat ons hierdie beloofde land verloor. Daarom, my seun, hou vas aan die Here. As jy God as jou bron van wysheid erken, as jy die Here aanbid en alles verwerp wat jou van hom af kan skei, sal dit genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Dit praat van herstel. Dis waarvan hy praat. In die Hebreëus stel dit so iets snaaks. Hy sê dis genesing vir jou naaltjie en murg vir jou gebeente. Ek dink die King James sê dit ook so. Klink snaaks, né? Ek
Sê dit weer, genees ek vir jou naaltjie en mik vir jou gebeente. Waarvan praat hy? Hy sê, vir die middel van jou liggaam, tot by jou binneste wese, sal God genesing bring, sal God herstel bring, gees, siel en liggaam. Dit is waarvan hy hier praat. Dit is asof hy sê, hy praat vir jou naastring, waar is 'n babatjie in sy maag gebeur? Waar direk word hy gevoed? Deur die naastring, reg? Dis asof Salomo vir sy seun sê, weet wat, ons is aan God verbonde, soos 'n naastring, ons word deur hom gevoed. As ons nie deur hom gevoed word, die ly ons honger. Spreuke 3, ons skrifgedeelte, in vers 1, sê die hart is belangrik. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Dis binne, reg? Nou vers 3, hy sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, binne om jou hals. Onthou dit, skryf dit op die tafel van jou hart. Dis binnekant. Soos die res van die Ou Testament het Salomo besef, daar is 'n behoefte aan innerlike transformasie van binne na buite. Nou die probleem lê binne my. Ons het 'n hartprobleem. Almal van ons. Die wêreld daar buite laat God op iemand het 'n hartprobleem. Jy moet 'n hartoperasie hê. Daar is ons harte van klip, reg? En hy wil 'n hart van vlees hier insit. So, ek ben Salomo. Jesus is nog in die pad. Hier is profesie wat sê die Messias is op pad. So daar is 'n behoefte aan wedergeboorte voor ons gehoorsaam kan wees aan God se woord. Psalm 19 vers 8 stel dit so mooi. Hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Ou Ou Testament. Wag, hy is dit verander nie. Die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Nou hierdie noem hulle sinonieme parallelisme. Vreeslike woord. Maar al wat dit sê is, in die hele vers is verkoop die siel dieselfde as gee wysheid aan die eenvoudiges. So dis verkoop gee wysheid, siel die eenvoudiges. So dit beteken, die skrif beteken eintlik ware wysheid is die bekering, die vernuwing van die siel. Dis wat dit is. Dis ware wysheid. Jy moet 'n verandering plaasvind. So waarvan hier gepraat word, waarvan Salomo met sy kind praat, is 'n oorvloedige lewe, is ewige lewe, is 'n terugkeer na Eden wat ons verloor het. Terugkeer na God. Maar Salomo het nie sy pa sy eie wysheid gevolg nie. En nogmaals sy seun. Salomo kon nie getrou bly aan God se verbond. Hy kon nie. En op sy ou dag het God hom verwerp. Ons lees dit in 1 Konings 11. Hartseer. 1 Konings 11 vanaf vers 11. Hy sê, daarom het die Here vir Salomo gesê, omdat dit so ver is met jou, dat jy my verbond en my insettinge wat ek jou beveel het, nie hou nie, sal ek verseker die koningskap van jou afskeer en dit aan jou dienaar gee. Maar in die dae sal ek dit nie doen nie, ter wille van jou vader Dawid, uit die hand van jou seun. Hierdie koningsprins sal ek afskeer. So wat met Jerobeam gebeur na sy pa se dood, na Salomo se dood? Die een wat voor sy pa gesit het, hierdie wyse woorde gehoor het, wat met hom gebeur? Na sy pa se dood het sy pa se ouderlinge na hom gekom en gesê, luister jy wie wat? Hierdie groot belastinglas en hierdie arbeid, groot arbeid wat jou pa op hierdie volk geplaas het, maak dit net 'n bietjie ligter. Hy herinner hom aan Spreuke 3 wat ons gelees het. Hy sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Jy moet hier bære. Hy sê, herinner hom, waar is jou liefde en trou vir ons God se woord vir hierdie volk van jou? Maar wat sê hy? Hy sê vir die ja, my pa het swaar las op julle geplaas. Maar ek gaan dit nog swaarder maak. My pa het julle met swepe geslaan, ek gaan julle met gesels slaan. In Hebreëus sê, I will beat you with scorpions. Skorpioene, weet jy dit? Verwerp God se woord. En wat sê Hosea? 4 vers 1. Nog 'n profeet wat die volk Israel praat. Hy sê, hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regspraak met die kinders van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Waar is jou liefde? Waar is jou trou? Waar is kennis van God? Weg! En dan vers 6.
So my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Dis 'n harde woord. So hierdie verenigde welvarende koninkryk van Israel word in twee geskeur, in noord en suid. Tot niet. En nou is my vraag, indien hulle dit nie kon maak. Indien hulle nie aan God se woord moet vashou doen wat hy sê ons moet doen nie. Wat so hoop is daar vir my en jou? Wat so hoop is daar vir ons? Nou ek en jy kan lees op Salomo en sy seun, maar ek en jy is so Salomo en sy seun Jerobeam. Nie in staat om God se woord volkome te hou nie. Reg? Van ons gesonde voor ons ingekom. Met 'n gedagte, met 'n daad. So wat staan ons te doen? As hulle die beloofde land verloor het, wat staan my en jou te doen? Wat sê ek vir my kinders? Wat baat dit? Dat hulle die hele wêreld wen en besit, maar hulle verloor hulle siele in die proses. Maar hier is 'n woord van wysheid. Indien ek terugkyk van die tyd van Eden af, deur die woestyn vir 40 jaar, deur die beloofde land, deur die kruis van Golgotha, is Jesus die een. Jesus is die seun wat gehoorsaam geword het aan die Vader namens my en jou. Hy is die een wat die Vader vertrou het volkome. Hy is die een wat nie op sy eie insig verstaat gemaak het, maar hy doen wat die Vader behaag het, Jesus gesê. Hy is die een wat ewig in die teenwoordigheid van die Vader gewandel het. Filippense 2 vanaf vers 5. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te word. Maar hy het homself ontledig deur gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. En nou so Salomo vir sy geseun gesê, as jy die Here vashou, gaan jy jou paai gelyk maak. Jesus maak nie die pad gelyk nie, hy word die pad. Die skrif sê hy is die weg. Johannes 14 vers 6. Hy is die enigste waardige gids wat jou na die Vader kan lei. Hy sê niemand kom na die Vader behalwe deur my. Nee, ons het een God, maar ons kan van verskillende kante af van hom toe opkom. Moslems, nee, daar's net een weg en daar's net een gids en dis Jesus. En ek skaam my nie vir daai geval. Die reis wat in Eden begin het, deur die woestyn vir 40 jaar, deur Israel, sal eindig in die nuwe Jerusalem wanneer Jesus kom. In die teenwoordigheid van God waar ek en jy hoort. Ek sê weer, ons kan nie volkome mens wees sonder hom. Dis die ware beloofde land. Dit is ware sukses. Jy sal deur opdraandes en afdraandes en draaie en swaaie in jou lewe gaan. Maar die Here sê alle dinge sal ten goeie meewerk. Amen. Vir die wat my liefhet. En waarom stop onder daar? Wat sê? Hoekom laat ek jou deur swaar tye gaan? Hy sê ek tig my kind reg. As jy nie my ware kind is, jy tig nie. So, wat hy sê is, ek sê deur opdraandes en afdraandes, draai en swaai laat gaan, sodat ek jou kan vorm na die beeld van my seun. Gaan lees dit uit skrif. Dis die doel daarvan. So wanneer jy deur swaar tye gaan, moet jy besef die Here is besig om my te maak in die vorm van sy seun. Hy's besig om goed uit te haal, hy's besig om goed in te sit. Dis nie verniet nie. As jy nie die Here dien nie, ja, dan gaan jy deur swaar kry en jy suffer vir, dan eindig jy op die hel vandag. Miskien die prediker vir jou sê, live your best life now. Ek wil my best life now. Want as jou best life now, wat beteken jy gaan hel. My beste lewe kom. Wanneer Jesus kom. Dis wysheid. Jesus sien die einde, toe dit nog ver weg was. Hy sien die kruis, ek die kruis toe gaan, maar ek sien my volk gered, ek sien die prys betaal, ek sien my kinders wat aan die Vader kan gaan, so ek gaan deur die kruis. En sy krag aan die kruis het gemaak dat ek en jou verlossing verseker is. 1 Korintiërs 1 vers 18. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan.
van God. Imagine, is God almagtig. Hy sê die evangelie van Christus Jesus, die evangelie van die kruis van Jesus, is die krag van God. Wat wil ek anders preek? Is die krag van God. En toe sy missie voltooi is, toe sê dit is volbring. Dan. En hy is die ware vervulling van die verbond wat God met Dawid geskryf het. Hy sê, iemand sal op jou troon sit vir ewig. Jesus gaan vir ewig heers. Hy is die vervulling van daai belofte aan Dawid. En die verbond wat ons nie kon hou nie een van ons, nie Salomo nie sy kind nie, ek ben in alles verloor. Jesus kom en hy sê, in my bloed bring ek vir jou 'n nuwe verbond. In sy bloed, 'n nuwe verbond. Hy was gehoorsaam namens ons. Arm so ongehoorsaamheid bring dood en verwydering van God. Maar Christus se gehoorsaamheid bring vir ons geregtigheid en vrede met God. Romeine 5 vers 9. So wat sê ek vir my kind, en vir my kinders, hou vas aan die Here Jesus met al jou mag, want jy het daai deur uitgegaan. Jy moet Jesus as die bron van jou lewe, die bron van jou wysheid erken. Jy moet hom aanbid as jou Heer en Meester. En jy moet alles verwerp en vermy wat jou weg kan rokkel van hom af. My kind. Dan bring hy genesing vir jou liggaam en verkoeking vir jou gewete. Genesing vir jou naakie en vir jou gewete. Die middel van jou liggaam tot die innerlike van jou wese. Die kern. Wat sê die skrif in Efesiërs 5 vers 30? Ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Hy sterf namens my en jou. Hy staan namens my en jou. So ons is aan hom gebou. Hy is my lewe. Dis soos die wynstok en die rank. Hy is die wynstok. En ons word gevoed deur hom. Ek is in hom geanker, ek is aan hom gebind. Hy is in die waarheid die naaldstring wat ons aan God die Vader bind, deur wie ons gevoed word. Dis Jesus Christus. Johannes 14 vers 6, hy is die waarheid en die lewe. Deur sy wonde het daar vir my en jou genesing gekom. Handelinge 17:26 tot 28 sê, in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Psalm 19 vers 8. Jesus verkoop die siel en hy gee wysheid aan die eenvoudiges. Wat het ek gesê, wat beteken dit? Wedergeboorte van die siel. Jesus bring dit. Hy bring daai genesing. En hier sien dit, die wêreld benodig nie nog meer wêreldse miljonêers en wyses nie. Ons dink so, as jou kind by die deur uitstuur, gaan word ryk, dat ek eendag by jou kan kom bly. Dat jy vir my kan werk. Hier is wat die woord van God sê, waarna hierdie wêreld smag. Romeine 8 vers 9. Hy sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders. Amen. Wag die skepping vir miljonêers, vir wêreldwyses, nee, die openbaarmaking van die kinders van God. Dit is waarvoor die skepping wag. En dan gaan hy aan, hy sê, want die skepping is aan nietigheid verbonde, onderwerpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp. As gevolg van die sonde van die tyd van Eden, lyk ons skepping die mekaar. Hier en daar is mooi, ons sien nie mooi wat dit was, maar dit is stikkend, dit is gebroke wêreld uit. En die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Die skepping wil ook soos die kinders van God vrygemaak. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Praat van herstel. Dis waarvoor hierdie skepping wag. Die skepping wag vir die openbaarmaking van die kinders van God. Hulle soek gewone, getroue, gehoorsame kinders van die Here wat deur die Gees gelei word, waar
Kom ek lees vir jou. Filippense 2 vanaf vers 12. En dis Paulus wat hier praat met die kerk, soos wat Salomo gepraat het met sy seun. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het. Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewe. Wat bedoel hy daarmee? Werk jou heil uit met vrees en bewe. Beteken jy myself red? Jou dadige jouself red nie. Wat hy hier sê is, dit wat reeds in jou gebeur het, hierdie hartsoortplanting wat binne in jou gebeur het, my seun, leef dit uit, leef dit na buitekant, doordat mense kan sien, jy het verander, jy is anders as hierdie wêreld. Maar hoe doen ek dit? En hier is jou antwoord. Want ek kan dit nie alleen doen nie. Jy kan dit nie alleen doen nie. Hy sê, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Is dit nie beautiful? Jy stap nie alleen nie. Het jy al gesien? Die oomblik ek was diep in die wêreld. En ek ben sonde was vir my lekker. Ek ben ons roem in die sonde. Roem in ons. Maar ek kom nou die Here hierdie hartelike planting in my toe. Toe plaas die Gees van God binne my. En nou begin jy sonde haat. Ek wil beleef. Ons doen dit nog. Maar wanneer ek my meer verloor by die werk, met 'n persoon wat onder my werk en ek raak kwaad en ek is sarkasties met hom. Net sarkasties. Ek het my punt oorgebring. En as ek weer al wegstap en besef ek, ja, was dan nou kras. Ja, ouwen kom nie so sorry. Ek was bietjie hard. Vergewe my. Ek sê van die stem sonde. Gees van God in my. Dis nie ek nie. Nie oor ek so wonderlik is nie. Ek sê weer ons moet ophou neersien op die ander buitekant wil nog nie in God glo nie, want ek en jy is gered uit genade is. Dis tyd dat ons uitleef daar buitekant wat hier binnekant gebeur het. En maar die mense vir jou vra luister, wat het met jou gebeur? Hoekom is jy anders? Die wysheid van die kruis. Ja, maar hy is 'n goeie werker. Ja, hy is 'n Christenwerker. Voordat ek enigiets is ek 'n kind van die Here. Onthou dit, voordat jy enigiets is, voordat jy 'n skoolier is, voordat jy 'n student is, voordat jy 'n werknemer is, voordat jy 'n eienaar is van 'n besigheid, 'n werkgewer, is jy kind van God. Dis in jou DNA. Hier vloei 'n nuwe bloed deur ons hare. Bloed van Christus. So alle wysheid, alle moraliteit, alle sukses buite in hierdie wêreld maak slegs sin in die kruis van God. My kind, kies die pad van ware wysheid. Laaste skrifgie, op laaste skrifgie. Spreuke 4 vers 18. Herinner hy sy seun. Hy sê, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Wat het Jesus gesê, waaroor struikel hulle? Oor hom. Hulle struikel oor hom. Vers 20, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Deur Christus word die gees, siel en liggaam vernuwe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jy het 'n hartprobleem, meneer en vrou. God se wysheid in hierdie wêreld bring lewe selfs in die dood. Kan dit herhaal? God se wysheid in hierdie wêreld bring lewe selfs in die dood. Ek wil die laaste skrifgedeelte, Spreuke 14 vers 1. Die wysheid van die vrou bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande. Harde woord. Powerful woord. Dit is wysheid. Hy sê 'n vrou het die mag om haar huis te bou. Ons besef jy, nou die wêreldse wysheid gemaak dat 'n vrou nie meer vandag by die huis kan wees werk. Jy kan vir my kwaad wees, jy mag gaan werk. God as jy vrou gaan werk is, dis goed. Maar ek sê weer as 'n vrou by die huis by haar kinders is dan net iets anders.
Ek ben 'n pa, het 'n gedeelte om te doen met sy kinders, maar 'n ma wat by die huis is, het 'n pols, aan 'n hand op die polsslag van 'n huis is. 'n Goddelike vrou doen iets aan 'n huis. Daar's net iets. Ek sê weer, wat gebeur as 'n pa kwaad is by die huis? Dink by. Gaan jy nog vanaand eet? Ja. Gaan die kinders gebad kom? Ja. Maar wat gebeur as 'n vrou kwaad? Maar dink kom eens vir jou. Daar's iets in 'n vrou. Sy sê die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sonde breek dit met eie hande af. Ek wil julle vertel, en nie sluit dit af. Daar was 'n bekende Christen country sangeres, Joey Feek. Van julle ken haar dalk? Google haar na die tyd as julle wil, Joey Feek. Sy en haar man het saam gesing. Man leef nog. En hulle eerste kind word gebore. Indiana, klein Indy word gebore. En net na die kind se geboorte word Joey gediagnoseer met kanker. Nou die kind is net gebore en in 'n besef hulle sy kanker. En nou wat sê wêreldse wysheid? Die dokter sê maar weer ons kinders vir jou doen. Jy gaan uiteindelik sterf. So wat doen 'n ma op daai stadium? Hier is my pappa babietjie. Ek weet ek gaan sterwe. En wat sê my wysheid vir my? Ek wil al die tyd met hierdie kind spandeer, solank as wat ek het. Want nou, ek het vir die begin gesê, jou ouers is die twee wat jy wil werklik hê, jy moet meer suksesvol wees as hulle, right? So hier sit sy in haar in haar sterfbed, en hier is hierdie kind, en haar hart is vir die welstand van hierdie kind. Ek gaan nie wees om hierdie kind te sien groot word nie. Klein engie. En sy lê op haar sterfbed en sy spandeer tyd met die kind. En die oomblik wat die kind droog gemaak moet word, roep sy die pa. Gemaak droog. Bring die kind terug. Die oomblik wat die kind honger, nou soos op medikasie, sy kon nie bors, so die kind het bottel drink. Die oomblik wat die kind dors raak of honger is, dan roep sy die pa. Geef die kind bottel. Die oomblik wat die kind moet bad, gaan maak die kind, gaan bad die kind. Die oomblik wat die kind moet gaan slaap, sy is moeilik, sy wil nou gaan slaap, vat die kind, laat sy slaap. En die familie sê van, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Jy wil hê jou kind moet jou onthou. Jy wil hê, in hierdie tyd wat jy saam met jou kind moet spandeer. En vir 2 jaar gaan dit so. En sy sterf. En mense gaan sy is dwaas, wat maak jy? Dis belangrike tye daar. En hulle wel klein Indy haar ma gemis het, sy het verlang na haar ma. Wat het gebeur toe sy honger was? Sy soek haar pa. Wat gebeur wanneer sy moet bad? Sy soek haar pa. Wat gebeur wanneer sy moet skoon aangetrek word, wanneer sy moet skool toe, wanneer sy moet gaan slaap, sy soek haar pa. Wat het hierdie wyse, goddelike, wyse ma gedoen? Op wie al die wêreldse wysheid was gefundeer op Christus Jesus aan die kruis. Sy het geweet, ek kan homself sigtig wees en hierdie goeders hou, maar die oomblik wat ek sterf, gaan my man sukkel en die kind gaan sukkel. Maar 'n goddelike wysheid sê wie wat, ek gaan hierdie voorregte wat myne is, gaan ek afstaan vir die welstand van my huis. Dit is goddelike wysheid. Mag ek en jy werklik hierdie goddelike wysheid sal ons vat. En dan ons hierdie uitstel. Sê ek, Here, al hierdie 10 punte wat ek genoem het. Dis goeie punte, leer dit vir jou kinders, dis regtig goeie punte, dis nie dat ek fout nie. Bou dit net op die kruis van Christus Jesus. Bou dit net daar, dat dit daarom geanker is. Dat wêreld kan sê, die wat is 'n goeie skoolleer daai. Dis 'n goeie student, dis 'n goeie werknemer. Jesus is 'n goeie werkgewer daai. Ek laat hom van my plek om te werk. Hoekom? Want al hierdie wysheid is gebou op Christus. Voordat ek enigiets van hierdie is 'n kind van God, deur Jesus Christus. Amen. Sit net so. Here Jesus, ek wil net vir U dankie sê. Dat toe daai profesie uitgegaan het, God vir Satan sê in die tuin van Eden, luister jy gaan iemand opstel. Jy gaan hom aan die hakskiene byt, maar jy gaan hierdie kop vermors. Was dit U, Jesus, van wie jy daar gebracht het? Dankie dat U vir ons het weggemaak en terug na die
gebed is vir hierdie gemeente, Vader. Ek bid vir hulle vir 'n wysheid bonatuurlik. Dat hulle hierdie Bybelse wysheid sal vat en dit op U bou, Vader. En ek bid dat hier in hierdie gemeente 'n herlewing sal plaasvind. Amen. Here Jesus, ek bid dat hierdie gemeente hier 'n verandering in hierdie dorp sal maak, dat hulle regtig 'n stap op pad sal wees om verlig kan afsteek kan word. Hier is iets anders. Wat is anders? Kom ek vertel julle, ons bou aan die, ons hou aan die wysheid van God vas. Gebou op Christus Jesus. Vader, my gebed is dat ons sal uitgaan en hierdie goeie nuus uitdra by dit. Want die skrif sê die wêreld het nodig en hulle smag daarna, besef hulle dit nie altyd. Maar ons leer sal leer. Vir dit in Jesus. Amen. Ek wil graag die gebedsversoeke vir die operasie en vir die gebedsversoeke as hulle miskien na vore kom. Ons net vir die gebed. Indien daar nog iemand is, ons net saam staan as 'n familie en sê Here, ons stem saam. Ons wil eers net vir julle, ek het geen mag, geen krag om mense gesond te bid nie. Dit is Christus Jesus. Ons staan net saam. Nou weer iets, Here, ons roep. Here is iemand. En ek sê weer, selfs nie dood. Ons verstaan nie, hoekom sê jy, self dood bring eer aan God. Ons staan ons nie. Weet dit, nie gevlous word. Hier is ons roep met die Here. Vader, ek kom ons. Staan hier hierdie tyd, Vader. Sal vlei en Vader sien. Vader, ek bid vir daardie dokters wat hierdie operasie moet doen. Ek bid dat hulle hande sal lei. Vader, want 'n dokter kan net soveel doen. Maar U is die een wat genees, U is die een wat herstel. Vader, en ek bid vanmôre dat hierdie Jesus herstel sal wees, genesing vir hierdie liggaam en vir hierdie gebeente, Vader. Dat hierdie getuienis sal word in Christus Jesus naam van wat U kan doen. Here, ons as U kinders vertrou op U en maak staat op U, Vader. Alles tot eer en verheerliking van U naam. Bring 'n kalmte en 'n rustigheid oor haar, Vader, dat sy sal vertrou en besef hierdie operasie is U. Ek loof en prys U naam. Vader, ons kom bid hier, kom maar vanmôre. Vader, ek loof en prys naam vir voordat wat ek het kom. Vra dat U die liggaam sal aanraak in Jesus naam. Dat ons vanmôre sal voel en besef, U Heilige Gees is besig om iets in haar te doen, Vader. Vader, my gebed is dat haar mond, Vader, sal getuig van wat U in haar lewe doen. Dat sy geanker is in U, Vader. Vader, wat dokters niks kan doen nie. Sê weer, U is die een wat genesing bring. U is die een wat verlossing bring. Deur U wonder of ons genesing. Here, nie net geestelik, ons vertrou vanmôre vir geestelike genesing in Jesus. Staan saam as die kinders en ons bid, Here Jesus. Doen dit tot eer en verheerliking van U.